Goeiemôre, hoop dit gaan goed. Ek het besluit ek gaan elke dag live gaan. Want ek kort die ervaring vir die stroomdiens. So, wel nie noodwendig live nie, maar ek gaan definitief 'n video meer gereeld oplaai. Want ek kort die kamera oefening. Ek doen. Ek is uit oefening uit met die goeters. En die enigste manier om agter die kap van die byl te kom is om dit te doen, en dit is wat ek gaan doen. Ek is geneig om te vloek, so ek gaan probeer om nie te vloek nie. Vir een of ander rede as ek aanlyn goeders doen, dan daai filter verdwyn. So ek moet die filter terugsit. En seker maak dat hierdie video's familievriendelik is. So dit is die mikpunt. So ek sal probeer om my vloekwoorde te vervang met iets anders. Ek is dood eerlik met jou. As jy die video kyk, hierdie is vir my oefening. So geniet dit saam met my, of dalk nie. Jou opinies is ook welkom. As daar iets is wat jy anders wil gedoen hê, of wat ook al, of miskien ander onderwerpe wat jy wil hê ek moet bespreek, en kan ons dit doen. Hierdie is 'n medium, ek gaan nie voorberei vir dit nie. Ek gaan nie video's maak waar ek vir ure en ure sit en voorberei nie. Wel, nie op die oomblik nie. Op die oomblik wil ek dit net geniet vir so naas moontlik aan regstreeks. Ek sal op 'n stadium begin om regstreeks uitsendings te doen, maar ons sal kyk. Miskien doen ek dit nooit nie. Miskien is dit iets wat net vir my vir een of ander rede net nie sin maak nie, en dan sal ek dit nie doen nie. Maar iets wat my aandag getrek het nou is die weersomstandighede hier so in Suid-Afrika. Dit is vreeslik interessant. En daar's baie inligtingsbronne. Op die skerm sien jy op hierdie stadium, dat ek gou vinnig net hier kyk, is jy nou, ek het mense in Robertson, dis hoekom ek belangstel in wat in Robertson aangaan, en vir een of ander rede het hy 'n rooi kol by wat sê extreme. Nou, daai blou lyntjie, dat ek myself 'n bietjie kleiner maak. Ek dink ek gaan myself 'n bietjie kleiner maak, dat ons beter kan sien hierso. Okay. Alright, nou, daai blou lyntjie wat jy hierso sien, op die skerm is wat gerealiseer het. Daai stippellyntjie is wat verwag is. So ons is nou so klein bietjie hoër as wat verwag is in die breë rivier in Robertson. So klein bietjie meer. So ek weet nie wat gaan aan in Robertson op die oomblik nie, en ek het ook nie enige video bronne nie. Kom ons kyk, as ek kan sê Western Cape, Robertson. Recent post, kom ons kyk of enigiemand iets geplaas het daarso. Okay, severe weather update, Cape Winelands District. Cape Winelands Disaster Management. Die woord Robertson moes seker hierin gewees het. Kom ons kyk bietjie. Maar die skade is omvangryk. Dis een ding, dit is omvangryk. Maar mense het allerhande seile en goeders wat hulle nie afgehaal het dat die wind kan deurwaai nie, sien jy? Dis my opvallend, dis dakke met oop gate aan die voorkant en sulke goeders verstore en goeders, dit is 'n outomatiese vleer. En die ouens het dit nie toegemaak nie. Maar aan die ander kant, ek dink dit help jy maak so iets toe nie, maar ons sal kyk. Maar in elk geval, hierdie moes gelat sak gewees het. In hierdie tipe winde. Snaaks daai boot staan nog daar, of was hy op 'n ander plek gewees iewers daar. Die strukturele skade is ongelooflik, en hierdie goed natuurlik in die wind is ongelooflik dodelik. Ek meen, as jy 'n sinkplaat in jou nek kry, is jy dood, kop af. En jy kry altyd mense, ek het dit nou die dag op die radio ook gesê, jy kry altyd mense wat, maak nie saak wat nie, hulle sal op die stoep sit, cocktails drink, in hierdie weer. Daar's sekere mense wat op hulle dakke sal sit in hierdie weer, en hulle sal dit net geniet. Al hulle huisraad is kas toe. Maar die ouens is positief, en dis die tipe mens wat jy wil wees. Maak nie saak wat nie, jy moet 'n glimlag op jou gesig hê, wat ook al die lewe na jou toe gooi. En hierdie is 'n natuurding, né? Niemand, dis nie mense wat hierdie aan jou doen, dis die natuur. En op 'n manier is dit goed vir die natuur. Ek meen, al die grondwater en goeders in die Kaap word nou gevoed
Weet, waterskaarste vir 'n ruk ten minste is nou iets van die verlede. Kom ons kyk, woef. Skade. Yes, en hierdie mense se huise is gemaak van sinkplate, né? Hier kort baie hulp. Kom ons kyk bietjie. Okay, daai enetjie is klaar. Stay safe. Hier is 18 ure gelede is net bome wat afgewaai het, wat mense afgeneem het. Okay, ek sien nie daai nie. Kom ons gaan bietjie X toe. En net so as jy uitzoom uit flood daarby, net terloops, dan kry jy so 'n paar kolle wat op jou wys is rooi. So daai is gevaarzones. Okay, alles binne daai is gevaarzones. Ceres, Woester, brandvlei, liggies. Maar hier's rooi kolle hierbo gewees wat nou weg is. Daar's hulle. So Doringbos ook meer as verwag, maar hy behoort nou af te kom. Dis op die Doringrivier. Kom ons kyk verder. In die ander plekke waar is hierso. So die Doringrivier self forecast. Sien net so 'n tikkie meer as wat verwag is. En daai is die Olifantsrivier. Dis waar hy tans, hy is heeltemal op hy plot. Nee, die ouens is goed. Ek ken hulle storie. Daar is die inligting oor die gauge. Hierdie is 'n, ek dink is 'n bekende ou se navorsing wat hulle gebruik het om hierdie tipe kaarte op te stel. Jy kan weet waar is die risiko's. Tankwa Karoo Nasionale Park. Maar in elk geval, kom ons spring bietjie deur na X toe. En ons stik in Western Cape. En dan sê ons latest. Emergency contacts, Western Cape Provincial Emergency, Cape Winelands, okay, maar ons soek media. Traffic SA, 16 minute gelede. Extensive road closures, Cape Town, Toes Rivier flooding and mudslide issues. Hier is als hoofroutes, né? Is nasionale route nommer 1, N1. Die R303 is groot routes, hier is Wellington, toe. En daar's van daai plekke wat dit gaan maande vat om dit te herstel. Die pad sal vroeër oop wees, maar dit gaan maande vat om dit te herstel, dat dit ordentlik kan vloei. Gelukkig is die Kaap op het, né? Ons kyk bietjie media. Wat gaat hier aan? Dis daai modderstortings. SAFM Radio. Rechtop. Is er iets As aan de kar hoor. Ja. Ek was dus het as aan. Kyk daai rotse, né? Kyk hoe dit daar afgekom. Hoe maar mense uit is. Jy kan nie net 'n gewone bulldozer kry om dit uit die pad te kry nie. Dis swaar masjinerie. Oh, nee, dis baie erg. En wat gaan hier aan? Mason County, Kentucky, USA. Oef, sulke gate maak my bang, maar dit is in 'n ander plek. Sulke gate is vir my vreesaanjaend. Ek weet nie van jou nie. Giant Ground Hole, Mason County. Montgomery. Ons het ook reën nou. Die wêreld is eintlik nou half in die ewewig in terme van weer. In hierdie tyd van die jaar. Kom ons kyk gou vinnig. Die Parel. A bit of Oprah Winfrey moment as far as shopping center go. Look under your seats because you got a shopping center. Okay. Nie nou nie. En dis 'n vragmotor wat amper omwaai. Ek het hierdie video gesien. Draai jou neus links. Jy moet jou profiel so klein as moontlik maak. Hy moes eintlik al regs gedraai het. Hy probeer nou. Maar jy gaan nie in daai wind in draai voordat hy jou omgooi nie, want op 'n stadium is jy 90 grade teen die wind. Jou kant van jou vragmotor. So hy moet links draai nou.
En dan moet hy net gaan stop met die boude teen die wind van daai vragmotor. As die enigste raad nou is, dis te laat, maar ja. Nee, dis baie erg. Hierdie ook, singplate, mense, singplate. Ja. Singplate. Daai goeders, dis vrees aan jou, wat gaan hier aan? Dis dieselfde ene. Uit. Ja. Goeiedag, Chief Spogter hier van die Oudtshoorn Verkeerssentrum. Hallo. Merringspoort is tans gesluit weens oorstromings. Motoriste word dringend versoek om die area te vermy en alternatiewe roetes te gebruik Hierdie is 4 dae totdat terug. toestande verbeter. Moenie deur vloedwater ry nie, selfs vlakwater kan baie gevaarlik wees en Weet, ons is 'n paar maande terug daardeur, ek en my gesin, en dit is die mooiste pad, asemrowend. En hier kom die water, né, dit is soos kyk, Merringspoort natuurlik vir duisende jare is dit wat gebeur daar. Ek dink hierdie is nog nie eens die ergste wat hy ooit gesien het nie. voertuie kan maklik weggespoel word. Bly veilig, beplan jou reis vooraf en plaas altyd jou lewe eerste. Goeiedag, Chief. Jo, dankie vir daai video, dis 4 dae terug, maar ons soek die most recent, kom ons kyk 'n bietjie. Good move, now let's see how the rest of the government handles the disaster, maar hulle het skole vandag toegemaak in die Weskaap. Hoekom hulle nie laat die groot mense ook by die huis bly nie? Hoe moet 'n mens nou dit hanteer met jou kinders? Schools in the Western Cape are closed. Yesterday, we closed 122 schools in the Cape Winelands, which affected about 67,000 learners, and 11 schools in Eden Central Karoo district, and that affected about 750 learners. But as the day progressed and as the storm hit, we closed an additional 227 schools across the province. And then, based on advice yesterday from the Provincial Disaster Management Centre, we made the call to close all schools today in the Western Cape. Dit maak net sin, maar laat al die mense by die huis bly. Hierdie is 'n ramp. 'n onvoorspelbare ramp. Jy sien mense wat werk toe ry en goeders van val die bome op hulle. Dis wat gebeur. Dis mal. Laat die mense by die huis bly. Hier is 'n versameling van Irene Makarenko. Ek hoop ek sê dit reg. Strong winds rip off parts of roofs. Wat is hier? Hier is 'n foto. Ja, weerstelsels. Ongelooflik mooi, moenie 'n fout maak nie. Wat's hierdie? Hierdie is Yukon, Oklahoma. Hier het niks met Suid-Afrika te doen nie. Maar die krag van die natuur. Die krag van die natuur is die ding, hè. Ja, straf. Kom ons kyk bietjie. Standing Community Government. Kom ons kyk, is daar nog 'n video, interessante videoetjie of twee. Kom ons kyk hierdie. Hierdie is so 'n uur gelede, minder as 'n uur gelede. Nou ek die paaie. Eens kyk. Ek dink ons skoor dalk 'n bietjie musiek in die agtergrond vir hierdie. Ek gaan eksperimenteer. Nou ek het jou gesê dis 'n eksperiment, so kom ons eksperimenteer. Ek gaan 'n bietjie musiek in die agtergrond inwerk op hierdie enetjie.
Dan kyk ons. Kom ons kyk. Moet ek gou musiek inkry. Het ek lekker musiek vir dit? Kom ons kyk. Ons kort seker dramatiese musiek, né? OK, kom ons kyk. Ek gaan gou die musiek hier so kry. Sê dramatic. Instruments. Kom ons kyk, hoe klink hierdie enetjie? Nee, is te, kom ons sê, Into the Blue. Ja, hy gaan werk, ons sit hom op repeat. Okay. Kom ons kyk. Hy moet nou aflaai. Hallo. Okay, daar is hy. Ek gaan dit saggies speel. En dan repeat. Okay, ons het agtergrondmusiek. Ek hoop dit werk. Dit is 'n ingewing van die oomblik stories hierdie. Kom ons kyk gou vinnig. Today, where the Western Cape braces for powerful cold front and severe weather conditions. Ons het daai gesien. Daar's nie eintlik baie videomateriaal wat mense, kan die mense dit nie uitsit nie of wat? Kom ons kyk. Kyk, hierdie ou is voorberei. Maar dis 'n AI foto. Ek wou sê. Maar daar is seker mense wat sulke planne maak. Sit vir jou Hilux stekkies op jou gewone sedan. Hierdie is 48 minute gelede, is SABC News, kom ons kyk. Sakina, good morning to you and good morning to all our viewers. Yes, indeed, it seems that at this moment there seems to be a little bit of a break in the weather conditions, but it was storming as I drove into the office this morning. I can tell you that the cold and rainy weather conditions are expected to continue for the rest of today, with the weather service predicting or forecasting that towards the end of today there Is dit net ek of is die lippies nie gesinkroniseer nie? may be some clearing up of conditions. Now, the city of Cape Maar mag ek net sê, ek is beïndruk met die feit dat hulle probeer om 'n regstreekse uitsending te doen. Want jy kry hierdie is so skaars 100 tande in die Suid-Afrikaanse nuuslandskap. Town's disaster risk management. Maar hulle is te naby op haar gesig. Uitzoome Maria, uitzoome. Wys vir ons die weer daarso. Authorities are saying that they are hard at work to restore services to those areas affected by the heavy winds as well as extreme rainfall that we've been seeing over the past few days. They have, however, advised that due to strong winds, there may be areas where the teams will not be able to go there as soon as possible, but they are working their very best to do so. Let me just tell you that overnight also the news, Sakina, that we have received from provincial authorities, and I see that the Premier of the Western Cape, Alan Winde, has also tweeted that the N1 highway between Worcester and Cape Town has been closed, with a number of alternative routes that have been offered at this point of time. This, of course, due to the extreme weather conditions and also possibility of mudslides and so on. I can also tell you that schools, as was reported by the MEC for Education, David Mania, yesterday,
will remain closed for the duration of the day. I know that he has been out with teams assessing damage to infrastructure at schools yesterday, and we expect that those assessments will continue today. Just a word from the humanitarian aid organisation, The Gift of the Givers. I spoke with Ali Sablé. He's the coordinator here in the Western Cape, and they've been doing extremely important work in various townships across Cape Town as well as informal settlements. They were gauging that as late yesterday, about 6,000 people at that time had already been affected. What they on the ground keep. Hulle gee nie vir ons baie enigstens regte materiaal nie. Kom ons gaan bietjie na die SA weer. Reënval daar sê. Hier's nie 'n video nie, né? People are saying this is one of the worst storms Cape Town has ever seen. Streets are absolutely flooded and look like swimming pools. Wind is blowing up to 117 kilometers per hour in some areas, and trees are getting uprooted. Many schools have had to close for the day. Hulle het weer geklok daar so 141, ek dink 142 as ek dit nie mis het nie, kilometer per uur. And a level 8 warning is in place, meaning there is significant disruption to locals. In fact, weather across the whole of South Africa recently has been so intense that the government just declared the situation as a national disaster. Please stay safe out there, guys. People are saying this Nee. Kat, hier gebeur dit nou voor my. Seks. Wanneer gaan hulle spesiale vragmotors ontwerp vir Suid-Afrikaanse omstandighede? I had to give Grits a bath, but Okay. did you know that Hy's gister. Die 10de. Maar ons soek recent, waar is die? Waar is die filtertjie? Ek soek recent posts. Waar is dit nou? Môre uit baie night Jeffreys Bay, dis reën, wind en verspoelings. Strande is besaai met gemors wat uitspoel. Wat is die storie met die Pofaders? Wash up on Jeff, dis slange, goed gaan ons uitspoel. Mense is so bekommerd oor slange. Ja, Pofadder, jy moet hom net los, as jy hom kry, jy moet nou nie gaan en sulke foto's maak nie. Iemand hulle almal doodgemaak en hulle nou op so streep gaan lê daar. Hoeveel rotplaag gaan nou veroorsaak word deur daai? Of is hulle dood gewees op die strand? Maar as hulle waarsku, dan beteken hulle is nog lewendig. Dagbreek Dinsdag 12 Mei, KwaZulu-Natal Suidkus. Kyk daar. Kyk nou daar. Kyk hoe mooi is dit. Jo, kom ons gee 'n bietjie volume op hierdie musiek. Ons eie watermandjie. Hierdie is 29 minute terug. Wat loop so wat 1 km stroom af van die dwarsrivier. 167 mm gemeet sedert Sondagoggend 2 uur. Banhoek, Stellenbosch. Jo.
Platte Kloof 3. Parow die afgelope 24 uur tot 8 voormiddag vanoggend 36 mm. 37 minute terug, Parow Weskaap, Dinsdag 1:15 in die oggend. Appington, vanmôre. Oranje rivier het met nog 2 trappies in die hoogte geklim deur die nag en tans slegs 8 nog buite die water met 21 onder die water. Die rivier loop sterk en baie breed tans in Appington en die voorspellings is dat die water teen die naweek, dalk selfs maandag, sy hoogtepunt hier sal bereik. Ek vermoed nog 2 tot 4 trappies wat kan verdwyn. Mooi en geseënde dag. Len Fourie van Appington. Mooi man. Wat 'n foto. Hells bells. Nog enetjie. Goeiemôre hierdie is die 12de Mei 2026 in Appington. Vanoggend neem ek die video's bietjie anders om perspektief te gee van die enormiteit van hierdie Oranje rivier en hoe hy gestyg het die afgelope dae. Wel, ons het die vorige aand, met ander woorde, Sondagnag, het die rivier met 2 trappe gestyg en Maandag aand, dan tot vanoggend, Dinsdagoggend, nog 2 trappe gestyg. So, 'n totaal van 21 van 29 trappe is vanoggend onder water, met net 8 nou buite. Dit is 'n uitsonderlike belewenis om dit weer te beleef en kyk hoe maal en kolk hierdie Oranje rivier vanoggend. Dis die mense, luister net na hom. Soos julle hier by die stomp kan sien, die water kom baie naby, hy druk altyd in die kant, aan die onderkant, en van die trappe is daar nou net hierdie paartjies oor. So, skrikwekkend eintlik vanoggend om te staan en dophou hoe vinnig die rivier opgekom het die laaste paar dae. Enorme hoeveelheid water wat hier verby gaan. Hoe gaan jou grabies lyk? Hier die water is al oor die 5 meter by die meetstasie. Hoe lyk jou grabies? Baie dieper as 5 meter. En hoe grabies waterval sal iets uit die boonste rakke wees. Ja. Ek moet sê, as jy nou so staan en het so luister, dan besef jy hoeveel water hier gelyk verby gaan. Die maalkolke en die opvellings. So, mense, het is verskriklik, hè? Nou ja, Prys die die Here. gaan bly styg oor die naweek tot 'n hoogtepunt jy waarskynlik Sondag, Maandag gaan bereik, soos julle hoogte hou. Ek gaan ongelukkige tyd lank weg, maar ek sal my bes doen om inligting deur te gee. Mooi en 'n geseënde dag hier vanaf Appington. Dankie Len. Wat 'n video. Brackenfell 52 mil. Sê dit gisteroggend toe ek 26 mm uitgegooi het. Ja. Die mooiste foto's, né? Kyk hier kleurskakerings. Ses ure gelede in George. Vanoggend 12 Mei is stil so ver. Kyk daar. Hierso. Jo. Okay. Hoërskool Monument.
Wat 'n foto. Wat 'n foto. Newlands, hierdie is gister, ek het dit gesien. Nieuweland. Hoekom wil hy nie oopmaak nie? Wat is sy storie? Nog 'n mooie Noordwes. Hoe lyk dit by Nampo vanmôre? Dit sal 'n mooi dag wees. Ek dink Nampo se weer is perfek. Botawil. Kom ons kyk bietjie. So nou kyk jy weer in Botawil. Calvinia. Dit maar rof as die bome so wortels optrek. Strand, Weskaap. Ja, kyk daar. Kyk daar. Sit hy 'n bietjie harder dan daar. Hy vang gees vir daai. Dis 'n lekker song daai. Swem. Vang hy gees, né? Ja, kyk daar. Kyk daar. Kus kyk hierso. Lekker speelhuis hoor. Lekker. Ja, maar dit reën. Hierdie is van Reinsdorp. Baie mense sê internet's af. Goed val seker op die fiberkabels en goed, né? Hierdie is wasser van, was dit reg? Of is dit was van? Hierdie is van gister. Ek gister gepraat het. Hierdie is waarvan ek gister gepraat het. Jo, partykeer moet ek maar interpreteer. Renay Enslin, jy kort 'n slim sleutelbord vir jou foon. Swiftkey. Boesman se rivier video's wat onlangs deur my seun George geneem is. Kom ons kyk bietjie. Kronkel die riviere. Kyk kronkel die riviere. Sny hulle pad deur. Daai riviere verander natuurlik oor duisende jare hulle rigtings.
sny daar. Sny die kant. Ongelooflik. Kom by die riviere by die see. As ek by die see is hierdie my gunsteling plek om te swem. Dankie Renée. Ek kry daai hele dag af van Langeberg agteraan. Ja. So daar gesien. Straatlig op jou dak. Tjo. Nee, is iets vreesliks. Dankie aan Cholo Walt Moilwa vir daai video. Wanneer is hierdie? 15 uur gelede is steeds reënerig en winderig in die Kaap. Ons kyk gou lyk die Kaap nou. Ons is amper klaar met hierdie video vir vandag. Sny hier, né? Dis maar die winde beweeg. Dis hierdie wolke motor. Ons kyk waar is die reën op die oomblik. Kyk daarso. Hy strook daar die Woester, Somerset West, Caledon, Bredasdorp, Swellendam, Riverste. Hoe gaan dit in Robertson? Temel, lyk goed. Nie te kwaai nie. Waar is hierdie wolke op pad heen? Ons vlieg bietjie oor die see. Maar hier 'n spiraal hier. Hier is tyfoon. Een kleintjie. Wat is hierdie? Ook 'n kleintjie. Wat gaan aan by Amerika? Dit gaan nou weer orkaanseisoen wees, né? Mens niks hierso nie. Interessant hierdie kolke in die suidelike halfrond. Maar partykeer dan waai hierdie wolke reguit oor hier. Dan gaan reën daar in Perth. Dis 'n skakel tussen Suid-Afrika en die mense in Australië wat ons ken. Okay, so dit is die weer en dan wil ek net nog laastens YouTube Cape Town live cam. Wanneer is hierdie? Tot wanneer? Tot die 10de toe. Ek wil sê Table Mountain
live. $8.56 is reg. Okay. Nog 'n stewige wyntjie daar, kom ons kry gou Blouberg. Hierdie is Milnerton. Bloubergstrand. Hierdie is 'n ou video. Kaapstad, hier by die hawe. Kyk, as die voëls begin vlieg. En is nog kwai wyntjie, maar nee. Daar's ene by die bungalow in Clifton wat ook mooi, gister was die bungalow Clifton Live Bungalow. Ja, is nog steeds ongekrapte weer, né? Okay, kom ons kyk gou vinnig hoe lyk die weer vir vandag. Kaapstad. Cloudy. Cape Town, 7 hours ago. Google and others. Heavy rain expected. Local conditions may vary. Check official news updates. Let's say AccuWeather. Breezy this afternoon. Cloudy with a shower in spots. En lyk vir my of die ergste verby is. Op daai noot groet ek jou. Dankie vir die saamkuier. Ek doen weer binnekort so.